Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het vanmôre die absolute voorreg om te gesels met die liedjieboer Anton Goosen. En is nogal lekker dat ons nou met hom gesels, want een van die dae verjaar hy. Ons sal later 'n bietjie daaroor gesels. Goeiemôre Anton. Môre. Hoe gaan dit daar? Ryk maar nederig. Wat 'n lekker voorreg om jou te gesels vanmôre. Anton, ek is so bly mense kan iemand van jou kaliber hier kry, veral as dit kom by jou sportkennis. Want my mede-aanbieder dink sy weet iets van cricket, maar jy is op jou jong dae as jy gekwalifiseerde cricket-skeieregter gewees, as ek dit nie mis het nie. Dit is baie lank gelede. Nou, maar jy sien, dan moet 'n mens mos nou jou opinie kan waardeer. Kyk jy na die wêreldbeker op hierdie stadium? Nou is bietjie vroeg. Oh. Nou maar, hoor hierso, waar die skeieregter besigheid. Vertel ons jou dae as 'n onderwyser. Jy het op skool sê hulle, dis ek nou 'n bietjie gelees het en so, was die onderwysers nie baie lief vir jou nie. Hoekom het jy 'n onderwyser geword? Ek was 'n onderwyser voor ek begin werk het, dat ek dit so stel. Destyds moes jy army toe gaan vir 9 maande en as jy onderwys swat, dan hoef jy nie te gegaan het nie. En so dis het ek onderwys gaan swat. En dit beteken ons moes elke maandag vir 2 ure lank marcheer. En ek en my vriend Dirk Stassen destyds het baie gou agtergekom dat hulle doen die roukool aan die begin en nie aan die einde nie. So ons het die roukool bygewoon en dan as die ander op marcheer van Heidelberg af Nigel se kant toe en ek en hy teruggemarcheer na die roukool na ons kamers toe. En ons moes nou 3 weke lank vir 'n kursus gaan in Potchefstroom in die winter wat baie koud was. Weet jy, die geweerkolf in jou hand en dan moet jy jou vingers oop buig om dit weer oop te kry. Maar dit was nou die totaal van my weermagopleiding. Maar om die onderwys te praat, ek het spesiale onderwys gedoen, maar ek het net 1 jaar lank het kon uithou en dit is 'n veearts. Jy kan nie te veel emosioneel betrokke raak by die diere wat jy moet behandel nie. Sure. En na 'n jaar toe het ek gewone onderwys gedoen. En soos ek na St. Stephen's College toe in Sandton en Afrikaans studeer wat baie lekker was. Dit was tweede taal en dit was nie leerplan gebonde nie. En die kinders het Afrikaans gehaat. En toe het ek besluit maar okay, daar's net een manier om hierdie ding te doen en dit is om dit pret te maak. Wat ons toe gedoen het, ek ben spelling in daai klas van dinge het ons cricket gespeel. Cricket in die sin van die een helfte van die klas die golf, die ander helfte die doen veldwerk en dan ry ons om. In Afrikaans? In Afrikaans, ja nee, als in Afrikaans. En ek het vir John Leyden School gehou en hy vertel die ander dag vir my van dat hulle moes 'n gediggie oor paddas doen en toe moes hulle almal van buitekant die klas op inkom en dan kwak soos paddas hof. Klink soos 'n nuwe Darren liedjie. Ja, nee, sorry, ek wou dit nie eintlik kwyt geraak het nie. So in die proses het ek die cricketkursus gedoen en voetbal, sokker, soos hulle in Amerika dit noem. En toe nou het dit Suid-Transvaal se skeieregter geword. En dit was heerlik geweest. Die skoolhoudeel by St. Stephen's was my regtig lekker geweest. Ek het die toneelstuk Jantjie ook geskryf daai tyd. Dit is nou 26 Mei vanjaar is Jantjie 50 jaar oud. Wow. Dis 'n leeftyd. Dit is absoluut 'n leeftyd, maar ek is baie dankbaar oor dit. Ek het in die proses van Jantjie die hele skool in die verhoogstuk gesit. Dit was 'n blyspel in 2 dele en afgegaan Kaap toe om navorsing te doen met ID Du Plessis gesels. ID Du Plessis het vir my maatklas gegee by UCT. En hy was 'n bron van inligting. En dit was nie lank by die skool nie toe roep die Engelse onderwyser my in. Hy was die hoof van die skool. En toe sê hy vir my maar die laaste 5 minute van sy klas wat hy gee in Engels, het hy agtergekom die kinders raak baie onrustig. Nou ons het op daai stadium, met die Afrikaans doseer dat pret is, het ons groepies gemaak en hulle toneelstukkies geskryf en hulle mag klere saambring en dan het hulle dit nou opgevoer. Ons het vir ons so 'n klering gemaak in die bos, in die woud. En dan voer hulle nou die goedjies wat hulle geskryf het op. So die kinders raak nou die laaste 5 minute baie onrustig.
En toe vra hy vir hulle wat gaan aan, toe sê hulle, oh no, is Afrikaans niks, sir, en vryf die handjies so. en toe op daai oomblik, toe weet ek het gewen. Jy het En nou, vandag hoor ek van hulle, jy weet, hulle is oral in die wêreld, en dan skryf hulle vir my en hulle sê hulle het hierdie of daai gehoor op Spotify, en hoe gaan dit, en vertel waar hulle nou is, en dit is nou van oor die hele wêreld af. En dis verskriklik lekker, want jy voel, jy het 'n klein verskilletjie gemaak in iemand se lewe, en dit is waaroor onderwys eintlik mag gaan. Daai impak wat mense het, sonder dat mense dit altyd besef, maar mense het tog daai impak, en jy hoor dit altyd gewoonlik as jy daai terugvoer kry. Anton, as mens kyk na jou loopbaan, wat, soos jy verwys, eintlik na al 'n leeftyd te duur, hoe moeilik of maklik is dit om so 'n loopbaan uit te kerf en aanhou skep en kreatief te wees? Dit is moeilik, dit is maklik ook, dit is heerlik ook, en hoe sal ek sê, Willie Nelson het gesê, it beats working. As ek het so stel, maar daar is nie 'n opleiding nie, daar was nie, dis nie asof ek 'n graad in kommunikasie gaan loop het om te weet hoe om met mense te werk nie. Jy leer dit maar soos wat jy aangaan. En alles is toeval, dis die regte ding op die regte tyd, dink ek. En daar's 'n groot deel van dit wat hoe sê die Engelse sal sê luck is. Jy weet jy's lucky. En Gary Player het gesê, the more I practice, the luckier I get. Dit is maar die lank en die kort daarvan. Daar's nie waarborge nie. Jy kan nie ingaan en besluit jy gaan hierdie en daai doen nie. Dit is nou maar 'n kans wat jy neem en dan toevallig werk dit. En dit is regtig wat die regte ding op die regte tyd gewees, sonder dat jy dit weet. Sonder dat jy dit weet. Ja, hoorie, ons moet vir jou nou, ons weet, môre is jou verjaarsdag, so ons wil vir jou sommer net nou al voor die tyd al sê baie geluk met jou verjaarsdag wat môre kom. Ons hou al klaar 'n partytjie namens jou hier by ons. Baie geluk. Nou, ek wil nie eintlik vir jou vra wat het jy beplan vir die dag, maar ek gaan dit nou nie, dis privaat. Ek wil iets dieper vra. Op 80, amper 80 jarige ouderdom. Wat laat jou elke oggend, dit lyk nie asof jy 80 is nie, by the way. Wat laat jou elke oggend opstaan? Wat vier jou aan? Wat steek hy vlammetjie aan in die oggend om nog steeds op te staan en nog steeds te sê maar ek het hom? Dis baie maklik. My vrou wat skool hou, die se wekker gaan 5:00 af. Dis baie moeilik om dit te vermy en dan is dit nou my taak om die water te gaan aansit hier onder en die koffie aan die gang te kry. So dit is wat my aan die gang kry en dan daarvan dan as hy nou eers skool toe is, dan beplan ek die res van my dag. Anton, jy's 'n skrywer, 'n digter, 'n musikant. Het jy jouself altyd nog meer as een van die ander gesien of is alles gesamentlik eintlik maar net deur van die kreatiewe proses? Ja, ek werk holisties. Ek sal 'n reis op my eie en dan 'n gedagte kry om net 'n voorbeeld of twee te noem. Die dag toe ek Mati Brink se boek Poetikos op my PR by Gallow se tafel sien toe, dan klik dit by jou. Ek moet 'n liedjie hieroor skryf. Die dag toe ek oor die Swart Rivier gery het, hier aan die kant by Bootjieskraal, toe onthou ek die storie wat iemand my vertel het van alles wat daar gebeur het. Dis wat ek bedoel met holisties, dan daarvandaan as ek die oorhoofstuk tema het, dan kom die wysie hopelik in my kop. En dikwels het jy nie 'n bandopnemer by jou of 'n foon deesdae waarop jy hierdie kan neersit nie, opneem nie. En ek onthou met baie boer. Ek was op pad Pretoria toe van Johannesburg af toe ek die wysie kry. En nou herhaal ek die ding die hele pad want daar was niks by my om dit mee op te neem of dit weer neer te skryf nie. Soontoe en terwyl jy die meeting met die mense het en al die pad terug tot by jou atelier en dan neem jy dit op 'n bandopnemer op. En al wat ek gehad het was en dan begin jy soek wat gaan pas by daai note. So dis wat ek bedoel met 'n holistiese proses. Dit is maar hoe ek werk. Ek toonset nie goed nie. Ek doen nie die lirieke eerste nie. Ek doen nie die musiek eerste nie. Dit is ek dink tematies. Die tema is wat eerste op die ding waaroor ek gaan skryf. En ja, hoe langer ek aangaan, jy weet, in die begin het jy jou hele lewe om oor te skryf, al die emosionele ervarings en dit. En Koenie de Villiers het hierdie vir my actually gesê, jy het jou hele lewe om oor te skryf,
dan moet jy jou tweede album maak en nou is dit 'n bietjie minder wat jy het reeds 'n groot hap gevat uit daai uit. En so ontwikkel dit nou, maar ek werk stadig en ek doen baie nasorg en voorsorg en hersiening en wat ook al die ander woorde is om dit te beskryf. Ek doen nie een liedjie per dag nie. Daar was 'n tyd toe ek in matriek was wat ek een liedjie 'n dag gedoen het, maar dit was infantiele werk. En ja, dit is net vir my 'n baie beter proses om lank te neem. Maar elkeen werk maar op sy eie manier. Absoluut. Hoorie, ek wil nou maar die blik vir ons oopmaak terwyl ons tyd al amper verby is, maar hier gaan ek. Jy was nie die vroeë 2000s was jy die stem teen backtracks. Waar daar 'n groot ding was, nou die stem wat sê orkes is 'n ding. Mense moet 'n orkes omarm. Nou in die era van AI wat al hoe meer kos van die tafels afneem van kunstenaars en vervaardigers en dies meer. Ek weet dis 'n bietjie van 'n wurm wat ek nou hierso 'n hele blik vol wat ek oopmaak. Werk 'n mens saam met daai tegnologie? Hoe voel jy? Hoe voel ek? Ek voel met my hart, ek voel met my gees, met my siel. AI is 'n monster. AI is 'n hulpmiddel soos Google en as dit reg gebruik word, ja. Maar ek meen nou pap dit op en elke liewe iemand wat nie 'n kontrak by 'n platenmaatskappy kon kry nie, die noem homself 'n digter wat dan die goeders toekomstig toonset. En ja, dis fake. Dit is regtig fake. Musikante kan dit 'n myl ver hoor. Die volgende stap gaan seker 'n hologram wees. Jy weet dat jy nie hoef self op te tree nie. Jy stuur net 'n hologram daar. Nee, ek is nie 'n vriend van AI nie. Ek dink regtig waar dit is 'n ding wat hopelik gaan verby spoel. En dit beïnvloed die kunste. Dit is nie die kunste se vriend nie. Nee. Dit beïnvloed dit op verskeie vlakke. Hier's 'n uitgewer wat ek van weet wat 'n program het as mense vir hom boeke stuur wat hulle geskryf het, dan die anglisisme sal wees om dit daardeur te ran. Dit hulle deur daai AI-program en dan tel dit op waar daai mense AI gebruik het om toekomstig hulle eie werk te doen. Dit is nie cool nie. Nee, regtig waar nie. Musiek word uit die hart uitgeskep. Dit word uit die emosies uitgeskep. Dit is nie 'n program wat jy op 'n komputer doen nie. En die enigste voordeel op die oomblik nog is dat hulle kan dit nie lewendig doen nie. Nou, ek moenie eindig waar dit net regte musiek is wat op 'n verhoog uitgevoer word nie. En die wetgewing is nog baie grys oor dit. Soos julle weet, AI steel 'n bietjie hier, steel 'n bietjie daar, steel 'n bietjie daar. En daar's nou 'n baie groot hofsaak aan die gang in Amerika oor goed wat herkenbaar was. So ja, nee, ek hou van die regte ding, van regte musiek. Hierdie is net 'n stapie verder as backtracks en fronttracks en autotuners. Dis maar net die volgende stap. Ja. Dit is nie kuns nie, dat ek dit so stel. Nie kuns of musiek nie, want dit word nie geskep met 'n persoon nie. Anton, jy is deur so baie fases van Suid-Afrikaanse musiek en Afrikaanse musiek oor die jare. Hoe voel jy oor die gesondheid van Afrikaanse musiek tans? Ek voel goed daaroor. Daar is baie goeie nuwe kunstenaars wat uitkom. Nou wil nie uitkom nie, wat skryf en opneem. En dan, jy weet, oor die jare, die afgelope 50 jaar, daar is maar jou groot kommersiële koek by die mense wat goeders maak net vir verkope en vir looks en fame en al daai tipe goeders, maar daar is mense wat baie goeie goed skryf op die oomblik. En ek wil nou nie name noem nie, want dit gaan nou ons hele program in beslag neem. Daar is, toe jy in die 70er jare begin het jy musiek gemaak wat die beskaafde mense ontstel het, want dit is iets nuuts en dit is iets wat ongehoord is. Dink jy daar is nog vir jong kunstenaars, dink jy daar is nog nuwe goed om te doen? Dink jy daar is nog iets nuuts oor om te doen? Daar sal altyd iets nuuts wees. Ek bedoel, die tye verander en goed, daar is 'n uitdrukking wat sê hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. Maar daar's altyd iets nuuts. Daar's altyd nuwe goeders wat opduik. Daar is honderde goeders om oor te skryf. En mense vra my gewoonlik, jy weet, wat is die raad wat jy gee vir opkomende kunstenaars? En dit is om jouself uit te beeld. Jy moet nie iemand naaap nie. Daar is reeds so iemand. Dit help nie. Jy probeer 'n tweede Elvis Presley of 'n tweede David Kramer of 'n tweede whatever wees nie. Skryf wat in jou binneste is.
En maak nie saak of jy sukses behaal of nie. Musiek is, jy weet 'n moeder sing vir haar kind. En dit is musiek. En aan die heel teenoorgestelde kant is dit mense wat marcheer op musiek. Ek bedoel dit dek volledige spektrum van liefde na haat toe. Maar dit is 'n uitdrukking wat uit jou binneste uitkom. So maak musiek, al is dit net vir jouself of vir jou gesin of vir jou groepie vriende of as jy gelukkig is vir mense daar buite. Maar dit is musiek is 'n vreugdevolle ding. Dit is jou siel wat ontbloot word. Baie dankie Anton. Dankie dat jy op 'n manier jou siel ontbloot nou al vir dekades en dekades in Suid-Afrika vir baie mense wat baie waarde daaraan heg en dit baie waardeer. Sterkte en geluk met jou verjaarsdag môre. Ja, sjoe, ek het nie gedink gaan 40 haal nie. En nou is ek weet Rod Stewart en Mick Jagger en Keith Richards en Bob Dylan en Willie Nelson in te haal. Goeie geselskap. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie vir jou insigte en dankie dis by jou knie kom sit vir so rukkie. Baie dankie vir julle. Maar ja, daai het jy dit. Hoe wil jy nou nie 'n lekker dag dan nou hê nie? Daar's dit Anton Goosen, die liedjie boer homself. Ons is nou terug en dan sit ons 'n strukkie op die show.